Goeiemôre vriende, hier op hierdie mooi maandagoggend, 5 Julie 2026. My bede is dat julle sommer net 'n goeie week sal hê, 'n week waarin ek weet julle baie besluite gaan moet neem. Vriende, ons is elke dag blootgestel aan keuses wat ons moet maak. Mag julle inderdaad hierdie week en dan ook die regte keuses en besluite doen. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. O Vader God, ons kom bely die volgende, dat ons glo in U is ons skepper van die hemel en die aarde. Here, dat ons glo in Jesus Christus wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God ons Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Vader, ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Ons glo in die vergifnis van sondes. Ons glo in die opstanding. Ons glo in die ewige lewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Soos ek gesê het, vriende, ons is besig om nou na die einde toe van Hebreërs te gaan. Julle ken nou die konteks teen hierdie tyd al baie goed, en in die volgende gedeelte is dit baie belangrik nogal om die konteks in gedagte te hou, want onthou, dit is 'n klomp mense wat uit die Judaïsme tot geloof in Jesus gekom het. Soos 'n klomp Jode wat tot geloof in Jesus gekom het. Ons sien hulle word vervolg, hulle is moedeloos, hulle het gedink, ag, kom ons gaan maar weer terug na die ou verbond toe. So die Hebreërs skrywer is eintlik maar die hele tyd besig om in daardie konteks met hulle te praat. Ons het mekaar ook gesê dat die laaste gedeelte hier is geweldig prakties. Soos ons al reeds kon gesien het, ons het oor die huwelik gepraat, ons het oor geldgierigheid gepraat, ons het gepraat dat ons moet sê dankie vir wat ons het, ons het 'n bietjie gepraat oor ons moet let op ons lewenswandel van ons oumas en oupas en maas en paas. En dan gaan hy in vers 8 aan, en dan gaan sê hy, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So hy probeer vir hierdie mense sê hierso, hierdie gehoor van hom wat hy mee te doen het, hy kom sê, daar's een ding wat julle nie aan te twyfel nie, dat Jesus gaan altyd dieselfde wees, en hy kom sê vir hulle daardeur, onthou, Jesus is inderdaad God, dit word nou in 'n klomp ander plekke ons nou uitgespreek. Jesus kom sê op 'n stadium, ek is wat ek is. Jesus kom sê op 'n stadium vir een van die disippels, hoe kan jy vir my vra, wys vir my God? Ek is dan die hele tyd by julle, hoe kan jy dan vir my kom sê, vra vir my God? As jy dan nie glo nie, glo op grond van die werke self. En dan kom sê hy, wie as jy my sien, sien jy die Vader. Nee. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerlei vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleer dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het niks daarby gevind nie. So dit gaan nou weer oor gebruike in die ou verbond. Jy mag nie hierin vat nie, want dis onrein, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie daai eet nie, jy mag nie dit eet nie. En nou kom sê die Hebreërs skrywer met vir hulle, hoor hierso, julle is mos nou losgemaak van die ou verbond. Dit gaan nie meer oor wetjies en goedjies wat julle moet nakom nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Jesus het gesterwe vir hulle aan die kruis. Hy is die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom. Moet julle nie laat deurvoer deur allerlei vreemde leringe nie, né? En liewe vriende, dit is legio, en vandag is daai leringe nog lekker hierso onder die mense, liewe vriende. Ek luister maar baie keer so, en kom ek agter van die goed wat die mense sê is, vriende, van die leiers, geestelike leiers, en wat se denominasies hulle ook al is, sê goed, liewe vriend, mense hang aan hulle lippe, en dan baie keer dink ek, kan nie glo, dat mense hierdie nonsens baie keer glo nie, né? Moet julle nie laat meevoer deur allerlei vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleer dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie, né?
So, dit gaan nie aan oor wat se dae jy hou nie, dit gaan nie oor wat se goeders jy eet nie, dit gaan of jy 'n lewende verhouding met Jesus self het. Ons kan later so met goedjies betrokke wees en besig wees hoe ons sekere goedjies moet doen, liewe vriende, dit is heeltemal ons fokus verloor. Ons fokus moet altyd op Jesus wees. Jesus is ons begin en ons einde. Jou fokus moet daarop wees en dis wat die Hebreërs skryf vir hierdie ouens ook kom sê. Vergeet nou van al die ander goeds, kom sê hy. Vergeet nou waarvan af julle kom met al die gebruikies wat julle daar gehad het, kom sê hy vir die Jode. Dit gaan oor Jesus en Jesus alleen. En dan gaan hy aan, hy sê, ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig het, die reg het om te eet. Wag, ek begin meer van vooraf. Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Né? Dit is hy praat mos nou van die ou verbond wat hulle gehad, sekere goed kan hulle nie eet. Nou kom sê hy aan. Hy sê die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring. Dis nou die ou verbond. Ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoorte gelei om die volk deur sy bloed van hulle sonde reinig. Kyk, onthou daai tyd hulle mos alles op die sondebok gepak, het reg fisies op die sondebok gepak en hom uitgejaag uit die laar uit, né? Uit die stad uit. Dan gaan hy, laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laar en die smaa dra wat hy gedra het, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely, né? So hy kom sê eintlik, en julle kan nou 'n bietjie gedetail ingaan as julle daar wil, maar hy kom sê die offer het eintlik verander. Dit gaan nie meer oor 'n diereoffer nie. Dit gaan die lof nou, en wat is die lof? Dis hoekom ons sê, wat doen ons kom Sondag om die Here te loof en te aanbid. Laat die lof 'n offer aan hom wees wat deur julle lippe gebring word, wat julle sy naam bely, né? Dan gaan hy aan en sê hy, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Nie al hierdie diere en al hierdie goedjies nie. Wat vir hom belangrik is dat jou loof en dat jy hom aanbid en dat jy goed doen aan ander mense, dat jy mededeelsaam is. Dit is die offers wat vir God aanneemlik is, né? My 5 vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.